Die een by die woord vanmôre, ek is nie die instrument. Amen. Ek wil nog iets sê vanmôre, dat hierdie tafel reeds gedek is. Ek het nie gebel en gevra wie gaan vanmôre hier wees nie. Amen. Amen. God het geweet wie gaan hier wees. Amen. En as die skoen jou gaan pas, en jy gaan seer kry vanmôre, deur God se woord, kind van die Here, ek het nie geweet jy gaan hier wees nie. Amen. Amen. Kom ons verstaan dit môre. God het geweet wie hier gaan wees. En God het vanmôre die woord bevestig deur pastoor wat hy gesê het, daar binnekant het hy dit al genoem. Die glimlag het net so. En die pastoor net verder praat, gesê Here, U bevestig. Ek wil net een ding vinnig vanmôre vir u noem voor ons begin met die skrif, ons 'n paar plekkies om te lees. Woord van die Here sê in Levitikus 22. Hy sê daarso, op dieselfde dag moet dit geëet word. Julle moet daarvan niks laat oorbly tot die môre toe, sê ek is die Here. Wat vir my so wonderlik is, die volgende gedeelte sê, hou dan my gebooie en doen dit. Ek is die Here. En ontheilig my heilige naam nie, sodat ek geheilig kan word onder die kinders van Israel. Ek is die Here wat julle heilig. Amen. En van die Here, ek het hierdie woord laasweek gelees, hierdie gedeelte, en ek het dit laas Sondag gesoek. Ons het verlede Saterdag na biduur, toe sit ons en ons geniet 'n koppie koffie en ek wil hierdie gedeelte vir pastoor lees wat ek gekry het. En ek kry dit nie. Ek soek hier en daar. En ek die aand, Sondag aand sê ek vir die Sondag ook nie gekry nie. Sondag aand sê ek vir Linda toe ek was sien wat sy gewerk het. Sê ek, onthou jy daai gedeelte wat ons gelees het wat ek vir jou genoem het van dit. Sy sê ja, en ons kry dit nie. Die volgende ek die woord oopslaan toe ek op binnekant sit. Die kry. Amen. En van die Here. Die Here se tyd is nie ons tyd. God se tyd is nie ons tyd. Ek eer die Here vanmôre vir dit. Kom ons gaan verskeie plekkies lees vanmôre. Ons gaan eers vanmôre lees wat Genesis 4. Althans Genesis 3. Genesis 4. 2 Konings 4. Dis toch 2 Konings 20 en 2 Kronieke 29. Dis mos nie haastig om huis toe te gaan. Nee. Amen. Dis nie haastig nie. Ons gaan in die woord van die Here vanmôre lees. Ek wil dit weer noem, ons lees Genesis 3, Genesis 4, 2 Konings 20 en 2 Kronieke 29. Prys die Here, ek glo elkeen het daai gedeelte gekry. Ons begin by Genesis 3. Ons lees daarso van die 3de vers. Maar van die vrugte van die boom in die middel van die tuin het God gesê, julle mag daarvan nie eet en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterf. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Kom ek vanmôre hierdie gedeelte by die woord insit is dat daar 'n opdrag van die Here was in die tuin van Eden dat Adam en Eva nie van daardie boom mag geëet het nie, van daardie vrug nie. En die woord van die Here sê dat die slang was lustiger as al die diere van die veld en hy het gekom en hy het gesê, is dit so? Dat julle nie mag eet van die vrugte nie. Ja. Jy sien, kind van die Here, van alles mag hulle geëet het, maar van die een vrug van die boom mag hulle nie geëet het nie.
En hulle het geëet van daardie vrug. En wat het gebeur? Hulle het gesterf. Daardie oomblik, toe hulle daardie vrug eet, toe sterf hulle. Die oomblik, as die kinders van die Here die sonde doen, en jy volhard nie in die grootheid van God, en jy doen die sonde, dan sterf jy. Jy begin stadig aan bietjie dood te gaan, in jou binneste. Genesis 4, ons lees daar van vers 4 af. En Abel het ook van die eerstgebore, ons lees eers vers 3. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook van die eerstgeborene van die kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. Twee broers bring 'n offer aan die Here. Die een uit vrugte uit en die ander een uit 'n lammetjie uit. 'n kleinvee. Die Here aanvaar een offer. Die een wat die bloed gevloei het. Dis 'n beeld van Christus se bloed wat moes gevloei het. Om daardie sonde van die mens wat Adam en Eva begin het, toe hulle geëet het van daardie vrug, daardie liggaam wat gesterf het. Onthou die sonde, die sonde van die is die dood vir die mens. As jy gesondig het, gaan jy dood vir die Here, maar die bloed het vrygemaak. Amen. En daarom het die Here daardie offer van Abel aanvaar. Deur die bloed. So twee broers offer. Die een is opgewonde en bly omdat sy offer aanvaar word, die ander een nie. En dit is baie keer soos kinders van die Here. Die Here seën hierdie een, maar die ander een nie. Die Here gee vir hierdie een, maar die ander een nie. Die een is bly oor dit wat hy kry, en hy is ongelukkig oor die ander een wat kry. Dis nie reg nie. Dis verkeerd in God se oë. Want ons elkeen moet opgewonde wees en bly wees oor die offer wat die Here aanvaar het van daardie een. Elkeen se tyd sal kom. Onthou, ons is op hierdie aarde, is 'n wedloop wat jy hardloop. Elkeen kom by sy bestemming uit. Elkeen se tyd wat die Here vir jou gaan seën en voorsien, gaan kom. Amen. Maar die ding is, hoe is jy en ek in lyn met God of nie? Jy's dalk nie eens in lyn met die Here nie, maar jy wil hê die Here moet jou seën. Jy wil hê die Here moet jou offer aanvaar, dit wat jy gee, maar jy is nie op die plek waar die Here jou kan gebruik nie. En dan raak jy ongelukkig oor jou broer of jou suster as die Here hulle seën. En dit is verkeerd in God se oë. Dit is nie reg nie. Woord van die Here sê verder. Maar Kain en sy offer is nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen en as daar nie goed doen nie? Die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Die Here sê vir Kain, die sonde lê en loer vir jou voor die deur, maar jy moet daaroor heers. En dit is die probleem met die mens. Die sonde het gelê en loer vir Adam en vir Eva. Vir Eva, die vyand het gekom met daardie stryk om haar te vang. En hy het haar gepootjie en haar gevang. Deur dit wat hy gesê het, en sy het geval daarvoor. En sy het geëet van daardie vrug. So sy het deel geraak van dit, van daardie sonde. En net soos Kain, hy was nie gelukkig gewees omdat God nie sy offer aanvaar het nie. En die stryk was gestel gewees daar. Net soos met Eva, en sy het gekom en sy het geëet daarvan. Amen. En dit is die probleem, verskoon tog. Die baie kinders van die Here in hierdie tyd op waar ons lewe, daar's baie strikke uit vir ons vandag. Gaan ek dit doen, gaan ek dit nie doen. Die mense is vinnig om die slegte vinnig te doen, maar die goeie is hy stadig om te doen. En die mense hou nie daarvan as jy dit vir hom wegwys en vir hom sê.
Ja. Want kwaad word is vinnig, Ja. Ja. maar om goed te word Ja. en goed te doen is stadig van die mens. Want die mens is anders te altyd om. Ek wil vinnig vir julle ietsie vertel wat ek gehoor het jare terug by 'n boodskap en ek het dit al genoem en miskien was jy nie gewees daai dag toe genoem het nie. Is van 'n prediker wat oor see gepreek het en voor hy preek het hy gegaan in een van die strate daarso om 'n bietjie te praat met die Here voor hy die boodskap gaan bring. En hy het daarso 'n seentjie gesien daarso met 'n hokkie wat duifies in het en goeters, voeltjies in het, bossies of wat ook al. En hy roep die seentjie en hy vra vir hom, wat gaan jy doen met daardie voeltjies? Hy sê, oom, ek gaan met hulle speel. En as ek klaar met hulle gespeel het, gaan ek hulle vir my kat voer. Want ek het 'n groot kat. En die kat gaan lekker eet aan hulle. En soos die vyand, hy stel die stryk vir jou. En die vyand het gekom en het die stryk gestel vir Eva. En sy het geëet van daardie vrug. En sy's gevang. En so kom die vyand en hy speel met jou vanmôre. Met ons elke een. En hy verniel jou. En as hy klaar met jou gespeel het, weet hy, jy gaan saam met hom help. Amen. Hy gee nie vir jou om. Hy voel niks vir jou vanmôre. Daar's een wat omgegee het, dit is Jesus Christus. Dis hoekom hy die offer van Abel aanvaar het. Want kom uit die bloed. En die bloed moes gevloei het. En die bloed maak skoon en die bloed maak reinig. En die bloed heilig ons vanmôre en reinig ons. En daardie prediker sê, ek sê jou wat jong seun, ek koop hierdie voeltjies by jou. Hoeveel soek jy vir hulle? Kom ons sê daai tyd se geld $1. Dit was nou daar gewees of £1. En hy sê, ja, dis goed. Ek gaan my lekker sweeties koop met hierdie R1. Kom ons gebruik van ons geld. Hulle beteken tog niks vir my nie. Die kat gaan hulle tog eet na die tyd. Die vyand gaan jou tog vernietig. Jy beteken niks vir die vyand nie. Dit is die probleem met vandag. Die vyand vernietig kinders van die Here. Die vyand kom in die huis van die Here en vernietig. En hy kry sy sin en hy breek en hy skeur want hy voel niks nie. Dis wat. Maar daardie prediker koop daardie voeltjies en hy sê toe hy gekoop het en hy maak die hokkie oop en hy los hulle en hulle vlieg uit. Dis so asof hulle sê hulle is vry. Ja. Toe die bloed van Jesus jou skoon gewas het met sy bloed, is jy vry. En dit is wat ek vanmôre vir jou wil deel, om te weet dat as jy vasgevang is vanmôre in die sonde en in die ongeregtigheid van hierdie wêreld, kind van God, en die vyand sê vanmôre vir jou, jy beteken niks nie. Hierdie boodskap is nie net vanmôre vir jouself vir die sit nie, maar vir hulle wat kyk op die skerm en later gaan kyk op YouTube. As jy vanmôre 'n jong man is, 'n jong dogter, 'n jong seun is en jy's vasgevang in die sonde van ongeregtigheid en die vyand het jou gevang en hy speel met jou, wil ek vanmôre vir jou sê, daar is genade van die Here vir jou, want die prys is betaal. Die God het die offer aanvaar, nie net Abel se offer, maar daardie dag toe Jesus Christus gekruisig is daardie offer die enigste offer wat aanvaar is aan die kruising van Golgotha, het God daardie offer aanvaar. En dit is vanmôre vir jou kind van die Here, dat hy jou offer, dat hy die offer aanvaar het en dat hy jou vry wil maak. As jy vanmôre sit en jy sit met bekommernisse en jy voel dat jy vanmôre met 'n pakkie pille wil koop en jou lewe wil vat, kind van God, en jy sit met omstandighede en jy voel dat jy vanmôre hierdie lewe te veel is vir jou en jy sit met 'n geweer teen jou kop, wil ek vanmôre vir jou sê, daar is een wat vanmôre die prys betaal het en dit is Jesus Christus. Amen. Hy het die prys betaal en jy vry. Kom ons lees vanmôre uit Konings 2 uit vanmôre. Kind van die Here, ek het so 'n bietjie vooruit gegaan, maar ek raak opgewonde oor hierdie woord van die Here. Oor Konings 2 wil ek vanmôre vertel van 'n man. Sy naam is Hiskia, wat die Here baie lief gehad het. En soos die pastoor vanmôre die boodskap gepreek, geopen en in gebed en gesê,
dat die mens moet ernstig raak tot die Here. Het Hizkia ernstig geraak tot die Here. In 2 Konings lees ons daarso. Prys die Here, ekskuus tog, kom ons gaan net eers na 2 Kronieke toe. Ek is nou so opgewonde, ek is skoonbewend hierso van opgewondenheid hierso. Amen. Want die Here is goed, man. Die Here is goed. Ek kan net myself nie eens Kronieke kry nie. Ek blaai hier rond by Konings. Prys die Here. En my merke bring vir my alles mooi uit. Prys die Here wonderlik. 2 Kronieke 29. Prys die Here. Ons lees daarso van die vers 1 af. Hizkia het 25 jaar oud koning geword en 29 jaar in Jerusalem regeer en die naam van sy moeder was Abia en die dogter van Sagaria en hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here net soos sy vader Dawid gedoen het. Wat sê die woord van die Here? Hy het reg gedoen in die oë van die Here. Kind van God, as jy vanmôre begin te reg doen in die oë van die Here, dan gaan God jou begin te seën en dan gaan jy nie 'n jaloerse gees kry oor ander kinders van die Here nie en jy gaan nie beskieurig wees nie en jy gaan nie 'n slegte ding in jou hê in jou binneste, 'n haat hê in jou binneste teenoor ander mense nie. Want jy doen goed en reg in die oë van die Here en God sal jou seën. Amen. Hy sal jou seën. Amen. Prys die Here daarso en hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here net soos sy vader Dawid gedoen het. En hy het in die eerste jaar van sy regering in die eerste maand die deure van die huis van die Here oopgemaak en herstel. Halleluja. Kind van die Here, hy het ernstige besigheid met God bedoel. Hy het die huisdeure oopgemaak van die Here en hy het dit herstel, sê die woord van die Here daarso. En die priesters en leviete laat inkom en hulle versamel op die Oosplein. En vir hulle gesê, luister na my, leviete, heilig julle nou en heilig die huis van die Here, die God van julle vaders en bring die onreinheid uit die heiligdom uit. Wat het hy gedoen? Kind van God, ek roep jou vanmôre nader en sê heilig jou voor God en gooi al daardie dreggode uit jou lewe uit, daardie fynheid uit jou lewe uit. Heilig jou vanmôre voor God. Dis wat die Here vanmôre van elkeen wil sê. En wat kyk op daardie TV, as jy vanmôre sit met 'n pil en jy wil selfmoord pleeg en jy voel niks vanmôre nie. Want ek vanmôre vir jou sê heilig jou voor God en hy sal jou red. Amen. Prys die Here. Dis wat die Here vanmôre vir elkeen wil sê heilig jou. Soos Hizkia vir die leviete gesê, luister, laat hierdie ore oopgaan en begin te luister wat God wil sê. Amen. Prys die Here. Vers 9 sê, want ons vaders het ontrou gehandel en gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, ons God, en hulle het hom verlaat en hulle aangesig van die tabernakel van die Here afgewend en dit die rug toegegee. Dis wat baie kinders van die Here doen as die woord hard is. Wat doen hulle? Hulle draai die rug. Die rug op die prediker wat die woord uitgee. Kind van God, jy dra vanmôre die rug op die prediker. Weet wat doen jy? Jy dra die rug op God. Amen. Dan gaan dit sleg met jou. Dan voel jy verlore. Dan wil jy weet hoekom. Is omdat jy die rug gedraai het op God. Die mens is niks. Ek is niks, man. Ja, dis waar. Ek is niks. Amen. Prediker is niks. Amen. Ons is net 'n instrument in die hande van God. Maar weet jy wat? Inteendeel draai jy jou rug op God. Ja, dit is waar. Dit is die probleem met kinders van God. Hulle draai die rug op God. Ja. Amen. Prys die Here. Ook het hulle die deure van die voorportaal toegesluit en die lampe doodgemaak. Wat het hulle gedoen? Hulle het die lampe doodgemaak. Kind van God, jy sit daar die liggie aan en af. Ja. Aan en af.
Jy kom in jou huis, né? En dit is donker, wat doen jy? Jy sit die lig aan. En as jy gaan slaap, sit jy hom af. En as jy God nie wil dien nie, maak jy daai lampie dood in jou lewe. Jy maak daar die lig dood in jou lewe. Dan soek jy die fout by God en jy soek die fout by ander kinders van die Here, maar jy het daar die lig afgesit. Dis die probleem met kinders van God. Hulle sit die eie lig af in hulle lewe. En dan blameer hulle ander kinders van die Here en hulle blameer tot God vir dit. Amen. Dis wat Jesaja vir hulle sê. Hulle het die lamp afgesit. Prys die Here. Het doodgeblaas en geen reukwerk aan die en geen reukwerk aan die brand gesteek en geen brandoffer in die heiligdom van die God van Israel gebring. Geen reukwerk. Wat sê Levitikus? As jy die spysoffer bring, laat dit dan vir my 'n lieflike geur wees, sê die Here. 'n Lieflike geur. Kind van God, as jy die dinge van God doen, is jy 'n lieflike geur vir hom. Maar kinders het die geur van die heerlikheid verloor. Hulle stink voor God. Jy stink vanmôre voor God. En dan het jy 'n stuk asem voor die Here wat jy aanroep. En jy dink dat God gelukkig moet wees met jou. Nee, dit is nie so nie. Dit kan nie so werk nie. Heilig, sê die Here. Heilig, Here, sê die Here. En dit is die probleem met elkeen vanmôre. Ons het die heiligheid verloor. Kan van hier ons moet ernstig raak. Soos die prediker vanmôre geopen het, ernstig. As jy ernstig gaan begin te bid tot God, gaan jy jou bekeer. Dan gaan jy agterkom. Jy is nie daar waar jy moet wees nie. Kom ons kom reg. Ek wil vanmôre vir hulle wat luister, wat kyk. Bekeer jou. Kom reg, los die sonde. Los die lelike dinge. Los die slegte dinge. Ons is in die laaste tyd, jy kan nie meer bekostig om te speel met die genade van God nie. Ons is op genade kans. Jy weet en ek weet. En ons elkeen weet wat is reg en wat is verkeerd. Amen. Jy was klein gewees toe jou mamma en jou pappa jou geleer. Mag nie van daai sweeties vat nie. Tik op jou hand. Dan jy geweet dis verkeerd. As jy dit weer kry, doen dan kry jy pak, dan weet jy. Dan weet jy. So ons kan nie vanmôre sê ons is onkundig dat ons nie weet wat is reg of verkeerd nie. Dis jy wat die lamp afsit. Dis jy wat nie meer 'n lieflike geur het voor God nie. En dan wil ons die fout vind by ander. Vergeet die ander. Kyk na jouself. Draai jou oë binnekant toe. Kyk na jouself. Dan gaan jy agterkom ek is die probleem. Nie my broer of my suster nie. Nie die prediker nie. Nie God nie. Ek is die probleem. Dan maak jy die saak reg. Dan gaan God jou offer aanvaar. Soos hy Abel se offer aanvaar het. Maar die probleem is, Eva het geëet van daardie sonde. Van daardie vrug van die sonde voortgebring het sy geëet. En die vyand het haar verlei. En hy het met haar gespeel. En kind van God, hoe lank wil jy toelaat dat die vyand met jou speel en jou vernietig? Dink jy hy geniet dit? Hy geniet dit verskriklik, ja, om met jou te speel, want hy weet, hy gaan jou saam met hy hand toevat. Want hy wil nie alleen brand saam met die derde van die. Hy wil God se skepingswerk nog meer skade aandoen. Dit wat God geheilig het, hy sê heilig julle, want ek is heilig, sê die. Prys daarom het 'n toring van die Here oor Juda en Jerusalem gekom en hy het hulle 'n skrikbeeld, 'n voorbeeld van verbasing en van bespotting gemaak, soos julle met julle eie oë sien. En dit is sleg gaan met jou. Het jy bespotting geword. En dit gaan sleg met jou en jy sien dit met jou eie oë. En jy wonder hoekom gaan dit so.
Dis wat God eenkant is. Bring God terug in jou lewe. Amen. Bring hom, maak hom weer eers in jou lewe. Amen. Dan sal dit goed gaan met ons. En kyk hieroor het ons vaders deur die swaard geval en ons seuns en ons dogters en ons vroue in gevangenskap. Nou is dit in my hart om 'n verbond te sluit met die Here, die God van Israel, dat sy troongloed van ons afgewend kan word. My seuns, wees nou nie nalatig nie, want die Here het julle verkies om voor sy aangesig te staan, om hom te dien en sy dienaars te wees en offerrook te laat opgaan. Wat sê hy verder as? Nou is dit in my hart om in 'n verbond te sluit met die Here, die God van Israel, dat sy toongloed van ons afwend kan word. My seuns, wees nou nie nalatig nie, Ja. want die Here het julle verkies. Kind van die Here, ek wil vanmôre by jou smeek. En ek wil jou vra, elkeen wat kyk op, moenie nalatig wees nie. Amen. Wend jou tot die Here, Amen. Amen. want hy het jou uitgekies. Halleluja. Weet jy dit? Amen. Die Here het die prys betaal op Golgotha. So wat sê dit vir jou? Hy het jou uitgekies. Dis hoekom hy die tafel vanmôre gedek het dat jy hier moet wees. Amen. Voor die grondlegging van die aarde het God gesê jy sal vanmôre hier wees. Amen. En jy sal hoor dat God jou wil red. Jou siel wil red en jou wil vrymaak, sodat jy weer 'n lieflike geur kan kry vir die Here, sodat jy weer daardie lamp kan aansit, sodat jy weer die lig kan sien. God wat die lig is van hierdie wêreld kan sien, dat hy jou wil red en jou wil vrymaak. Moet nie dit nalat nie, sê die Here. Kom vanmôre. Prys die Here, ons lees uit 2 Konings uit. 2 Konings 20. Ons almal ken die verhaal van Hiskia. Ons het nou net gelees van Hiskia wat die tempel oopgemaak het en weer Amen. die Lewiete gepraat het, gesê dat hulle moet heilig. Amen. Jy weet jy, 'n tyd het verbygegaan en Hiskia het siek geword. Ons almal ken die verhaal. Amen. Ek gaan lees van vers 3 af. Ons lees van vers 2 af. Toe draai hy sy gesig na die muur en hy het gebid tot die Here en gesê: Ag Here, dink tog daaraan dat ek voor die aangesig in trou en met volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in die oë. En Hiskia het bitterlik geween. Hoekom kon Hiskia daai gebed gedoen het, dink jy, kind? Omdat hy saam met God gewandel het. Hy het nie 'n selfververdende gees gehad nie, nee. Hy het geweet, hy ken die God van Israel. Hy wandel in sy geregtigheid en in sy weë, daarom bid hy en hy sê: Here, ons lees dit weer. Ag Here, dink tog aan dat ek voor U aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het. Hoeveel van ons wandel nog getrou elke dag by die Here? Kind van die Here, dis 'n vraag wat jy jouself moet vra. Opreg en getrou. Jy kan nie net reg wees nie, opreg wees nie. Jy moet getrou op wees. Dit loop saam. En Hiskia sê: Here, dat ek opreg was en getrou was. En wat het Hiskia gedoen? Hy het bitterlik geween. Hy het nie soos daardie twee tollenaar en die fariseer wat gaan bid het nie. Die fariseer homself verhewe en gesê: Here, ek dank U dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. Ek bid en vas 3 keer 'n dag en al hierdie goeders nie. Jy moet nie vanmôre bid en sê: Here, U weet ek gee aan my tiendes, ek gee nog dubbel as dit, ek gee vir dit en ek voorsien vir dit en ek ry aan vir die armes en al daardie goeders. Nee. Amen. Opreg voor God. Amen. Opreg.
Want as jy opreg is voor God, gaan jy nie so bid soos die fariseer gebid het nie. Maar wat doen die tollenaar? Hy sê, Here, ek is 'n sondaar, wees my genadig. Amen. En daarom het Hiskia bitterlik geween voor die aangesig van God. Hy was in ernstig gewees met God. Soos die prediker vanmôre geopen het met sy gebed, dat daar ernstigheid kom in die mens se lewens. Ons gaan nie vanaand en ons bid, en ons sê ons hou 'n gebed vanaand en Bybel lees en ons doen dit 5 minute of 2 minute en 30 sekondes en ons is verby en nou voel ons goed nie. Nee, ernstig voor God. Dis tyd dat kinders van die Here begin ernstig raak met die Here. Amen. As jy daardie lampie afgesit het, daardie lig, kind van die Here, sit hom aan. As jy nie 'n lieflike geur het in jou lewe voor God meer nie, kry daai geur terug. Dat jou spysoffer 'n lieflike geur voor God kan wees. Amen. Dis wat God verlang van ons, van my en van julle, nie net van julle nie, van ons almal. Dis wat hy verlang, wat hy sê, dis nie hy wat sê, Here, Here, wat sal ingaan nie, maar hy wat die wil van die Vader doen. Wat is die wil van die Vader? Opregtheid, in getoonheid, wandel in die weë van God. Dit is die wil van die Vader. Daar's baie kerke vanmôre wat met honderde, duisende mense in hulle gemeente sit en hulle vat almal hel toe. Want die kerk kom en hy sê, ag, is nie nodig dat jy mooi gekleed moet wees in die huis van die Here. Want ons is 'n nuwe era. Want God se era het nog nooit verander nie. Daar's 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. Die Nuwe Testament het die Ou Testament vervul deur die liefde, deur die bloed van Christus Jesus. Dis al. Die genade het ingekom. Ons is nie onder die wet nie, ons is onder die genade, maar dit is nie te sê ek kan doen wat ek wil. Nou kom die mense en hy gaan verder. Wys jou hoe die mens alles wil verander. Daai een liedjie sing ons alles verander. Maar Jesus nooit. Hy bly vas tot in alle ewigheid. Die mens sê, broer, is nie nodig dat jy geklee moet wees ordentlik nie. Kom soos jy is. Ja, kom soos jy is met jou sonde. Met jou sonde, ja. En stap uit as 'n lieflike geur vir die Here. Dis 'n skande in God se oë dat die mens dinge verdraai om homself te pas. Om homself behaag. Ons behaag God glad. God stel nie belang in as jy dink jy maak jou eie wette. Dis tyd dat kinders van God hulle weer bekeer voor die Here. En as jy vanmôre daarvan hou, broer of suster, en of jy hou nie daarvan, dan gaan ek vir jou sê een ding. Dan is jy die eerste een wat moet uitkniel en jou bekeer voor God. Want hierdie skrif is van God af. Amen. Ek het nie geweet jy gaan vanmôre hier wees nie. God het geweet jy gaan nie wees. En ek gaan nie wees. Ek eergister vir die praat, ek sê is maklik om die boodskap te bring. Ja, jou eie boodskap, ja, is maklik, want jy praat enige nonsens. Maar as die boodskap van God af is, dan is dit moeilik. Want jy weet nie, maar jy vertrou God om jou te lei. Jy vertrou God om jou mond oop te maak en die woorde uit te stuur. Maar as hy uit jouself uitkom, dan is dit maklik en is lieflike woordjies. En jy paai almal. En almal is lief vir jou. En almal hou van jou. Hulle wil sommer vir jou karre koop en huise koop en alles koop. En jy drink saam met hulle. Nee. Dan is dit uit die mens uit. Maar as dit uit God uit is, hou die mens nie van jou. En daarom wil ek vanmôre by jy spreek, soos 'n Hiskia. Ons lees daarso verder. En Hiskia het bitterlik geween. En Jesaja het die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie, en of die woord van die Here het tot hom gekom en gesê, draai om en sê vir Hiskia, die vors van my volk, so spreek die Here, die God van jou vader Dawid, ek het jou gebed
Weet jy, toe ek hierdie gedeelte gelees het, toe dink ek, weet jy, Jesaja, 'n profeet van God, wandel in die geregtigheid van die Here. Weet jy, toe hy nog nie eens uit is nie, toe praat die Here met hom. Toe praat die Here met hom, nie soos baie predikers sê, God het met my gepraat. Dan het God glad nie met jou gepraat nie. Dan het niks gebeur nie. Kind van die Here, wees versigtig vir dit. Want toe Jesaja hoor dat die Here met hom praat en hy draai om na Hizkia toe. En hy sê vir hom, Hizkia, wat die Here sê. Toe weet hy, die Here het dit gesê. Prys die Here. Prys die Here. Vers 6 sê, en ek sal 15 jaar by jou dae voeg. By jou dae voeg en by jou en hierdie stad uit jou hand van die koning van Assirië red. Wat so wonderlik is hierdie gedeelte, die Here sê, hy sal 15 jaar by sy lewe voeg. Dis wonderlik. Kind van die Here, as jy siek is en jy ly aan kanker vanmôre en jy ly aan hartversaking of wat ook al en jy kom ernstig met die Here en jy bid tot God, gee God nie om of jy 80 is en of jy 85 is en of jy 60 of 70 is nie. As hy besluit het, hy voeg 15 jaar by jou lewe, dan doen hy dit. En verder sê die Here, daardie stryd wat hy het met daardie koning, ek sal vir hom oorwinning gee. Amen. Dis die Here wat dit doen. Hy seën hom dubbel. Dubbel. Hy gee nie net 15 jaar by nie, hy verlos hom van daardie stryd, van daardie koning. En dis wat God vanmôre, as jy vanmôre sukkel met probleme en jy kan nie ontslae raak daarvan nie, God wil dit vir jou doen. Hy wil dit vir jou doen. Hy wil dit vir jou doen. Verstaan jy vanmôre, kind van die Here? God wil dit vir jou doen. Maar jy moet ernstig raak voor God. Jy moet. Jy sê, Here, verlos my. Here, maak my vry. Here, maak my vry. Ek is op pad hel toe met dit. Here, laat ek ernstig raak met U. Ag, ek smeek jou, kind van die Here, los die sonde. Los dit. God is heilig, hy sê. Heilig is ek. God het nooit verander nie. Hy sal ook nie verander nie. As hy sê dat egbreekers, oorreders, moordenaars, diewe, wat ook al in die hel sal ingaan, sal dit ingaan. Maar as jy vry is van dit, jy het oorwinning gekry van dit, jy is verlos van dit, gee hy sy waarborg vir hom. Hy aanvaar daardie offer, soos hy Abel se offer aanvaar het. En hy sê, dit is 'n lieflike geur voor my. En jy kry genade by hom vanmôre. Kind van die Here, kom ons kom ernstig. Prys die Here. Verder sê Jesaja, hy sê verder bring 'n vyekoek. En hulle het dit gaan haal en op die sweer gesit en hy het gesond geword. Hizkia het vir Jesaja gevra, wat is die teken dat die Here my gesond sal maak? En dat ek op die 3de dag sal opgaan na die huis van die Here. O, wat is die teken, kind van God, op die 3de dag? Toe staar die graf leeg. Toe staar die graf leeg. Kan jy sien hoe presies is God in sy woord? Hy is nie 'n mens nie, man. Hy sê nie goed uit sy tyd nie. God is perfek. Die 3de dag. Die 3de dag, toe staar die graf leeg. Hy het opgestaan. Hy wil jou vrymaak van jou sonde. Hy wil jou oorwinning gee. Hy wil dit vir jou gee, kind van die Here, vat dit vanmôre. Hy wil dit vir jou gee. Maar wat ons moet doen is sê, Here, ek is bereid om dit te vat. En ek los my sonde. Ek gooi dit neer by die kruis, by die voete van Jesus. Here, maak my vry. Ekskuus. Hy wil jou vry maak.
Vers 9 sê Jesaja antwoord, dit sal vir jou die teken van die kant van die Here wees, dat die Here die woord sal volbring, wat hy gespreek het. Moet die skaduwee 10 grade vooruit gaan, of moet dit 10 grade agteruit gaan? Vers 10. En Hizkia sê, dit is maklik vir die skaduwee om 10 grade te haal, maar laat die skaduwee teruggaan 10 grade agteruit. Oh, die Here is groot. Die Here is groot. As hy dit kan doen, kan hy dit doen. Ja. Hy wat op die waters geloop het en daar die storm stil gemaak het, kan dit doen. 10 grade, draai dit terug. God kon dit nog 10 grade en nog 10 grade vorentoe gedraai het. Maar Hizkia sê, dit is makliker vir die grade om vorentoe te gaan, maar laat God dit 10 grade terugdraai. Oh, God is getrou. Weet jy, hoekom vra hy dit? Hoekom vra hy dit? Hy sê daar so, ag Here, dink tog daaraan, dat ek voor die aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het. Daarom kan hy dit vra. Weet jy hoekom vra kinders van die Here nie meer vir God goed nie? Want hulle weet, hulle hart is nie reg voor God nie. Hulle weet, hulle wandel nie met 'n volkome hart voor God nie. Want weet jy wat, jy kan nie skaam. Want jou sonde is meer as die lieflike geur in jou lewe wat God kan aanvaar. Kind van die Here, ek wil die mooi vra vanmôre. En elkeen moet luister. Breek met die son, kom vry dan. Soos daar die voeltjies losgekoop is. Deur daardie prediker is ons losgekoop vanmôre. Deur die kosbare bloed van die Lam. Amen. Die offer wat aanvaar is voor God. Mag die Here elkeen seën vir ons. Mag die Here vir jou versterk, mag die Here vir jou, dit wat jou stryd is, kind van die Here, ek ken dit nie. God ken. Hy is die antwoord op alles. Hy kan hom verlossing gee, oorwinning gee. Vra hom. Here seën. Amen.